Elke Sondag kom ons saam. Ons groet mekaar, ons worship, ons luister en ons bid. Ons word herinner aan wie ons is en wie God is. Maar Sondag is nie die einde van ons storie nie. Daarna gaan ons in verskillende rigtings, na werke, huise en vriende. Ons versprei, nie net om aan te gaan met die lewe nie, maar om iets te dra. Liefde, lig, hoop en deernis. Dis ons Exodus, om uit te gaan met 'n doel, om die wêreld rondom ons te verander. Ons Exodus. Nou ons het 'n vol program vandag. Ons gaan ook na my preek gaan ons 3 kinders toewy. So ons gaan ons weer pappa celebrate, nê. Ja, so maar ek wil in die woord inklim. Ons is besig met 'n reeks Ons Exodus. Nou as jy wonder wat beteken hierdie Ons Exodus, dan moet jy laasweek al gaan luister het. Okay, as jy nie laasweekie was nie, gaan jy 'n paar goedjies mis en ek wil hê jy moet tog gaan luister na laasweek, maar ek wil jou op 'n journey vat vandag. Okay, en ek wil hê jy moet nou, as jy nie 'n prentjie mens is nie, almal is prentjie mense. Okay, want as ek vir jou sê moenie dink aan 'n pink olifant nie, dan het jy nou net aan 'n pink olifant gedink. Okay, so ek wil jou saamvat op 'n journey en sien hierdie prentjie saam met my. En jy het dalk 'n beeld in jou kop, maar ek wil hê ons moet daai beeld uit die water uit blaas vanoggend. Die Israeliete trek uit Egipte uit. En daar's hierdie massive struikelblok hier voor hulle. Okay? We are home free and dry and they're not so dry. Want dis 'n see voor ons. Okay, maar hierdie ongelooflikste ding gebeur en hierdie prentjie vat dit nog nie eers vir my saam soos wat ek dink dit kan wees nie. Imagine gou, hier's die see voor jou en God sê vir Moses, steek jou staf oor hierdie see uit en ek sal vir julle 'n droë pad deur die see gee. Nou het jy dit al gesien in jou lewe, behalwe in Prince of Egypt? Nee. Hier's 'n God wat watermassa vat en hy lig dit op sodat daar droë grond is vir 'n volk om deur te stap. Sy teenwoordigheid is so saam met daai mense dat hulle nie anders kan as om te dink, okay, dit wat agter ons is niks. Want kyk die krag van ons God. En hulle stap deur. En daai water maak weer toe. En die Egiptenare vergaan. Maar jy sien, die volk trek deur die woestyn. En as jy nou al deur jou lewe gestap het en gewonder het, waar's die Here? Die Israeliete het nie gewonder waar's die Here nie. Okay, want daar was iets wat saam met hulle getrek het. Daar was hierdie vuurkolom en hierdie wolkkolom wat saam met hulle getrek het. En ek wil vir julle lees, en Jules het verlede week hierdie teksgedeelte ook gelees, wat kom uit Exodus 40 uit. Ek wil vir julle lees wat sê dit daar. The cloud covered the tent of the meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Nou, dit was die tent wat hulle opgeslaan het, waar God se teenwoordigheid gebly het. Okay? Nou moet jy besef wat daai is. Dis hierdie plek wat vol is van die Here se teenwoordigheid. Soos die mense trek. Moses was unable to enter the tent of the meeting because the cloud rested on it and the glory of the Lord filled the tabernacle. The Israelites set out whenever the cloud was taken up from the tabernacle throughout all the stages of their journey. If the cloud was not taken up, they did not set out until the day it was taken up. For the cloud of the Lord was over the tabernacle by day, and there was a fire inside the cloud by night, visible to the entire house of Israel throughout all the stages of this journey. Hierdie beeld van God se heerlikheid, sy teenwoordigheid, is opgevang in hierdie beeld wat ons sien. Nou dis nie 'n average klein wolkie nie. Okay, hoor wat sê die teksgedeelte. The cloud of the Lord
was over the tabernacle by day, and there was a fire inside the cloud by night. Nou het jy 'n prentjie van dit? Nou wil jy net vir my die prentjie opsit van hoe daai cloud dalk mag lyk. Want dit is nie sommer net enige cloud nie. Dis hierdie ongelooflike wolk wat die heerlikheid van die Here in het. Nou, ek wil net vir jou sê, as daar 'n vuurtjie brand ergens in Pretoria, dan is daar een of ander tannie wat vra, waar brand daai ding, want ek sien die rook. Okay, het julle dit al gesien? Ja, op Facebook. Nou imagine gou net, hulle is besig om hierdie woestyn te trek en daar is hierdie ongelooflike wolkmassa, maar dis nie net 'n wolkie nie, die heerlikheid van die Here is in hierdie wolk. Vir myle en myle kan mense dit sien. In die aand het hulle nie 'n lampietjie opgesteek want hulle wil in 'n tent gaan wegkruip nie. Ek dink hulle het gesê, Here, okay, sit af die lig, ons wil slap. Die heerlikheid van die Here was by hulle. Was saam met hulle. Het saam met hulle getrek. Die volk het beweeg wanneer ook al hierdie wolk opgegaan het vanuit die tent uit. En dan as dit getrek het, het hulle saam getrek. En hulle het nooit gesê, weet jy wat, ons kamp nou lekker hier. Ek gaan nou maar hier bly en dan kan die Here nou maar gaan nie. Ek weet nie of jy dit sou doen nie. Hierdie passie is nou baie lekker. Hier is 'n palmboompie en 'n bietjie water. So ons gaan nou maar hier bly. Want ek weet nie wat lê daar voor nie. Nee. Ek sê vir jou, as daai wolk beweeg het, dis ek sal vinnig oppak. Ek weet nie van jou nie. En ek sal agterna gaan want vir my die groot ding is die Here is besig om iets te doen. Hy vat ons ergens heen. Want Jules het laasweek gesê dat ons stap al vir 'n ruk met hierdie teksgedeelte as 'n fokus van Doxodeo Littleton Campus om te sê, Here, en ons het vir 'n stadium met ons beleef, die Here sê vir ons, die wolk staan stil hier. En ons het gesê, great, ons gaan dan hier wees, volkome hier wees. Ons gaan hier bou, ons gaan hier sak, ons gaan hier doen wat ons moet doen. Maar Here, as die wolk gaan ons saam. Hoekom? Want Here, U het groter en beter goed vir my. En U teenwoordigheid is waar ek wil wees. Nou, ek wil vandag vir jou sê, dat ons in die afgelope tyd gevoel, hierdie wolkkolom is besig om te skuif. Okay, maar nie net te skuif, hy expand. Hy word groter. Ons beleef dat die Here vir ons sê, dat ek wil hê julle moet gaan waar ek julle roep om te gaan. Nou hierdie is nie net geografies nie. Okay, ek wil hê julle moet besef dat as ons praat van skuif, dan praat ons nie net van, okay, kom ons klim in ons karretjies en ons ry 'n paar meter verder nie. Ek wil hê ons moet besef dat hierdie is 'n totaal en al skuif in ons mindset, 'n skuif in ons manier van dink en doen. Dis wat die Here vir ons sê. En Doxodeo Littleton, as jy nog nie weet nie, ons skuif. Van die 10de Augustus af is ons Sondagdienste by Hoërskool Centurion. Okay, so laasweek het julle applaus gegee want julle het nie geweet nie. Hierdie week is julle so nou okay, ou nuus. Maar ek wil vandag vir jou sê, dit is nie net 'n skuif van ligging nie. Hierdie is 'n skuif in ons mindset van hoe ons dink oor wat die Here vir ons beplan en sê oor sy heerlikheid wat hierdie aarde moet vul. As jy oor die logistics wonder, Jules het laasweek 'n klomp goed gesê. So gaan kyk daai asseblief. Maar ek wil jou nog verder gerus stel. Ons skuif ons skuif ons kids ook soontoe. Nou as mens dink skool, okay, jou kind gaan elke dag skool toe. Okay? En ek beloof vir jou, daai skool se veiligheid gaan ons seker maak jou kind gaan nie noodwendig ergens heen waar hy nie moet gaan nie. Ons gaan seker maak dat jou kind nog steeds bedien word op die manier wat hy hier bedien is en nog meer. Kan ek vir julle sê wat my opgewonde maak?
dat toe ons by die skool weg as die vorige keer, en dis nie dieselfde as die vorige keer, en net om dit te sê, maar toe ons weg as die vorige keer by die skool, het ons in 'n average van 80 kinders 'n Sondag gehad. Ons is op hierdie stadium so tussen 40 en 50 kinders op 'n Sondag. Ek prys die Here dat ons die kapasiteit het om te groei na 250 plus kinders toe. Amen. En ek wil hê jy moet besef, dis 'n mind shift wat ek en jy moet maak om te sê, die heerlikheid van die Here is so lekker hier. Wat is fout hier? Hier's niks fout hier nie. Hier's niks fout hier nie. Maar die Here het vir ons meer. Ek wil hê jy moet jou mindset shift na 'n plek toe waar ons 'n groter storie het as Moses en Israel. Want sien, ons as Doxedayo het 'n groter prentjie. As die teenwoordigheid van die Here net in 'n wolk en 'n vuurkolom, en as hy beweeg, dan moet ons beweeg. Die woord Doxedayo beteken the glory of God. Ek wil hê jy moet besef dat ons droom vir Doxedayo is om regtig waar te sien dat die heerlikheid van die Here oor hierdie hele stad vloei. En ons gaan nou by daai teksgedeelte uitkom, maar ek wil hê jy moet besef dat ons is hier nie net om in ons tentjie te sit en te sê ek het darm warm in die aand en koelte in die dag nie. Nee, meer is dit. Here, ek wil hierdie kan uitdeel. Want sien, as gevolg van Jesus, as gevolg van sy kruisiging, sy opstanding, as gevolg van dit wat hy kom doen het, as gevolg van die Heilige Gees wat vir my en vir jou gegee is ek en jy die tabernakel. Ek en jy is die plek waar God leef. Daai plek wat vol rook was waar Moses nie kon ingaan nie, want God se teenwoordigheid is so daar. Dis nou jy. Ons die afgelope naweek het ons ook 'n gawes kursus gehad en ek het vir hulle gesê in die begin, ek wil hê jy moet besef dat die opstandingskrag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is in jou. Die volle teenwoordigheid wat Christus gehad het om die dood te oorwin, is in my en jou. Besef jy dit? Besef jy dat die volheid van daai vuurkolom, hoe groot ook al daai wolk is, hoe groot ook al daai vuurkolom is, daar's soveel meer krag in jou. Ek dink nie jy besef dit nie. Ek dink nie jy dink, ag ek, nie ek nie. It's not by your power or your might, but by my spirit, says the Lord. Wat sê Habakuk 2 vers 14. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Nie, daar's dalk 'n kans dat dit gaan gebeur nie. The earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Imagine gou daai golf wat ons gesien het in die begin, wat hulle gaan deurgestap het. Dis hierdie massive ding wat jy nie kan dink hoe groot is hy nie. En imagine daai arme Egiptenare as hulle so deur hom kom en ewe skielik kom hy golf af. Daar's nie 'n manier wat hulle nie die water voel nie. So as ek praat van the glory of the Lord fills the earth, is dit nie hierdie klein bietjie water wat net so bietjie gegooi oor die aarde kom nie. Sy heerlikheid is groter en meer as dit. Wat is jou geloof? Wat is dit wat jy glo die Here kan doen? Wat beteken dit vir my en vir jou vandag? Want yes, dit was great vir die ouens wat deur die woestyn getrek het. Dit was great vir die skrywer van Habakuk wat gesê het, luister hier, die heerlikheid van die Here gaan die aarde vul. Maar het jy ons land gesien? Dan sê ek, het jy my God gesien? Hoe lyk sy teenwoordigheid in jou? Dan sien waar jy jou voete gaan sit.
waar jy gaan loop, daar is nou 'n wolkkolom met sy heerlikheid in. En daar's 'n vuurkolom wat mense sy heerlikheid te wys. En nou eens ek wil vir julle sê dat weer eens, hierdie is nie logistical nie. Hierdie gaan deur die Gees in jou hart en jou gedagtes moet skuif. Na 'n plek toe waar ons sê, Here, wat verwag U van ons? Ek wil hê jy moet besef dat hierdie skuif maak ons tentpenne nog wyer. Dit maak ons volk nog groter. Dit maak die possibility dat mense sy teenwoordigheid kan aanvaar en ook kan uitleef nog meer. Dis wat hy vir ons sê. Ek is wel baie lank terug in my lewe 'n besluit gemaak om te sê, Here, ek wil alles vir U gee. En ek het partykeer dit roekeloos sommer gedoen. Roekeloos gevolg, roekeloos geglo. Ek kan op 'n stadium onthou my maat vir my gesê, maar dis onrealisties. En toe sê ek vir haar, ek dien 'n onrealistiese God. Dit het nie goed afgegaan nie. Ek het toe nog onder 'n dak gebly. Maar weet wat? Ek is nog steeds daar. Dis onrealisties volgens die wêreld, maar ek dien 'n onrealistiese God. Ek dien 'n God wat 'n see oopmaak. Ek dien 'n God wat 'n vuurkolom stuur om sy teenwoordigheid by mense te hê. Ek dien 'n God wat goed oopmaak en deure oopskuif wat ek nie kan sien nie. Ek dien 'n God wat my meer liefhet as wat ek kan dink of droom, en ek dien 'n God wat my meer vertrou met sy teenwoordigheid as wat ek dink ek kan. En sien, daar kom dalk 'n tyd in jou lewe, en dit het met my gebeur, waar jy so deel word van samelewing en jy begin glo wat die wêreld sê, jy begin glo wat mense om jou sê, hoe hulle praat, hoe hulle dink, hoe hulle optree. En ek het 'n sang geskryf op 'n stadium, en hierdie was regtig vir my so hierdie intieme sang, en sien, as 'n kunstenaar 'n sang skryf, dan is hy, hierdie is my hart, en moenie vir my kom sê dis verkeerd nie. Okay, maar dan weet, As ek 'n vraestel skryf, dan kan jy rooi pen gebruik, okay? Maar as ek 'n liedjie skryf, los. En die woorde van hierdie liedjie het so gegaan. Het gesê, U is hier by my. Hou my vas, want ek wil by U bly. U is hier by my, en laat my oë U sien en my blindheid verdwyn. Net nog 'n stukkie van U liefde en die heerlikheid. Beautiful, nee? Iemand challenge my eendag en sê, wil jy net 'n stukkie van sy liefde hê? Of net 'n stukkie van sy heerlikheid? Ag, shame. Dis jammer. Niks van nie, maar as hy sy volheid vir my gee, dan gaan ek doodgaan. Nee. Die Here gee nie vir jou 'n stukkie van sy gees, 'n stukkie van sy liefde, 'n stukkie van homself nie. Sien, hierdie woorde het verander. Dit het nog steeds gebly. U is hier by my. Hou my vas, want ek wil by U bly. U is hier by my. Laat my oë U sien en my blindheid verdwyn. Die volheid van U liefde en U heerlikheid asseblief. Dis wat dit moet wees. Want sien, die wêreld stuur jou in 'n plek in van, moenie dit glo nie, dit kan nie gebeur nie. Maar die Here vat ons na 'n plek toe van, my heerlikheid is soveel groter in jou as wat jy kan dink of droom. Jy kan dink is arrogant. Of selfgesentreerd. Maar kan ek vandag vir jou sê, dit is nie. As jy 'n goddelike versekering het, dis vir ewig. Al hierdie ander goeders vergaan.
Dis wie ons is en wat ons moet wees. Ek wil nog een stapie verder vat. Ek besef partykeer is ons by 'n plek waar, en ek dink die Israeliete was seker ook daar, 'n paar van hulle. Ek wil nou net hier kamp. Dis lekker. Of ek het nou genoeg net vir my. Ek's okay daarmee. Ek weet ek gaan hemel toe. I'm cool with that. Gee net vir my lekker worship, gee vir my 'n lekker preek. Dan is ek geset tot Woensdag toe, dan tot selgroep. Saterdag is moeilik, want maar Sondag kom daarin weer. En as ek moeg word langs die pad, dan het ek darm sy heerlikheid by my. Jy weet, ek kan net van sy heerlikheid vat en ek kan nou 'n slukkietjie vat van die water, jy weet. Die Israeliete toer deur die woestyn en hulle is van ons is dors, Here, gee vir ons net 'n bietjie water. En hy bring hulle na water toe. En elke keer moet hy vir hulle sê, ek moet eers 'n wonderwerk doen voordat julle hierdie water kan drink. Ek wil eers my heerlikheid vir julle wys voordat julle hierdie water kan drink. Maar sien, ons loop in die lewe rond en ek het die Here se heerlikheid. Check, hier's dit. I've got it. En dis genoeg vir my. As jy dors, gaan kerk toe man. Dan gaan jy ook 'n botteltjie kry. Sien, ons dink ons bottel die heerlikheid van die Here in so klein botteltjie. Maar wat ek vandag vir jou wil sê is, die heerlikheid van die Here kan nie vasgevang word in so klein botteltjie nie. Ek wil jy moet besef, daar's 'n oseaan, daar's 'n see, en hy's nie noodwendig kalm nie. Hy's nie noodwendig ene wat net rondgaan en vir jou mooi golfies gee nie. Hy's woes. Hy's by 'n plek waar hy partykeer onstuimig is. Waar jy partykeer dalk bietjie rondgooi. Maar ek wil hê, kyk gou-gou, hoe lyk die heerlikheid van die Here? En dis al wat ek kon kry, en dis nie eers wat ek wil hê nie. Wys gou-gou vir ons daai video. Sit gou my lig af. Sommer die stage work. Ek wil hê jy moet besef dat as sy heerlikheid oor hierdie aarde gaan flood, dan is dit nie 'n stil stroompie nie. Dr. Dale Littleton, ons trek nie stilweg nie. Ons is nie besig om God te volg stilweg nie. Ons is besig om sy heerlikheid te vat na 'n wêreld toe wat dit so nodig het. En raai wat? Ek kan maar weer aansit. Sy heerlikheid kom nie vir jou in 'n botteltjie nie. Hy wil jou deurdrink. Jesus kom sê op 'n stadium vir die Samaritaanse vrou, as jy weet wie voor jou staan, sal jy my vra vir water. En ek sal vir jou water gee, en jy sal nooit weer dors wees nie. Ook sê jou Littleton, hoe lyk God se heerlikheid in jou? Is jy te dors, want jy probeer God in 'n botteltjie ronddra? Of is jy by die plek waar wil ek sê dat die heerlikheid van die Here sal die aarde vul, maar hy gaan my deurdrink. Dit gaan in en oor en deur my loop. Want dit is nie net vir my nie, dit is vir die hele wêreld. Ons Exodus is nie 'n wegtrek van iets af nie. Ons Exodus is om die heerlikheid van die Here nog verder te vat. Ons Exodus is nie omdat ons net onvergenoegd is oor 'n spasie nie. Ons Exodus is omdat ons onvergenoegd is met die hoeveelheid mense in Centurion wat nog nie die heerlikheid van die Here ervaar en beleef op 'n daaglikse basis nie. Ek wil jou uitnooi om nie saam met ons te trek met 'n skaarsheidsmentaliteit nie. Met 'n maar gaan dit nou dalk anders lyk, gaan ons nou nog steeds kan wees wie ons is. Ja, want die heerlikheid van die Here verander ons. Ons verander nie die heerlikheid van die Here nie.
Daar is ongeveer 235.000 mense wat bly in Centurion. Die sensus van 2011 en 2025 is nog nie beskikbaar nie, sê dat 60% van hulle sê hulle is Christene. Dis om en by 160.000 mense wat sê hulle is Christene. Ek dink vandag is dit minder. Daar's pyn daar buite. Daar's gebrokenheid daar buite. Ons hoef nie ver te gaan nie. Daar's mense wat dors is. En mense loop rond en hulle gee vir hulle 'n botteltjie water. En sê, wees vergenoegd. Wees okay hiermee, want ek kan nie nou eintlik vir jou meer gee nie. Ek het my eie water ook nodig. Dr. Littleton. Die Here het sy volheid oor ons uitgegiet. Nie net water uitgedeel nie. Ek wil vir jou sê vandag dat ons gemaksone is nie noodwendig van die Here af nie. Laat toe dat sy water oor jou vloei, soos wat jy nog nooit toegelaat het nie. Want sien, hy wil ons kom verras, hy wil ons kom soveel meer gee van wie hy is, hy wil nuwe grond oopbreek, hy wil nuwe plekke vir ons gee, hy wil nuwe goed kom doen hier binne, hy wil hê die mense moet sien dat sy liefde in en deur ons leef, meer as enigiets anders in hierdie wêreld. En hy het jou nodig. Want sien, vandag praat ek van Dr. Littleton wat se tentpenne weier gaan. Kan ek vir jou sê, dit sluit jou persoonlike lewe ook in? Jy dra nie net die naam Dr. op jou nie, jy dra die naam, die heerlikheid van die Here op jou. En wie wat dan sê ek eers een wat sê, Here, I'm going to follow the cloud. I'm going to follow the cloud. Jy reg om saam met ons die wolk te volg? Miskien sit jy vandag en jy sê, maar Jesus Willem, ek voel nie eens die heerlikheid van die Here in my eie lewe nie. Nou wil jy ek moet dit nog aan uitdeel vir ander mense. Dan wil ek jy moet in die volgende song jou hart oopmaak dat die Here iets kom doen in jou. Dat hy nuwe grond oopbreek in jou, dat hy jou hele lewe flood met sy nuutheid. Met dit wat hy wil kom doen in jou. Want wat hy wil kom doen in jou is nie net vir jou sodat jy in die hemel kan kom nie. Vanoggend stap ek in en ek sê vir oupa, Happy Father's Day. Oh sorry, you're not the father. En weet jy wat sê hy vir my? En dis dalk so klein, maar is so profound. Hy sê, I am a father. I am a father of nations. Ja. Are you a father of nations? Het jy 'n burden in jou hart vir mense wat hier buite staan en hulle sê, ek het nie die volheid van God in my lewe nie, ek is verlore. Dr. Littleton, dis hoekom ons doen wat ons doen, so that the knowledge of the glory of God may be known. And it will change nations. Dis waarmee ons besig is. Ja, in dit gaan ons nog steeds koffie drink. In dit gaan ons nog steeds Llewellyn vleispastytjies eet.
Ons kan melktert ook kry. Net vir jou Rialet. Maar weet julle wat? Daai is die vrug, nie die doel nie. The purpose is the glory of God. Amen? Staan saam met my en dan verklaar ons vanoggend dat ons onsself oopmaak vir dit wat die Here wil kom doen in ons lewens.